Goed, goeiemôre broers en susters. Wat 'n voorreg om weer hier te wees en om die woord van die Here ook vanmôre aan ons te kan bring. Mag die Here ook saam met ons wees tydens hierdie erediens en ook in ons voorbereiding ook soos wat ons onsself gereed maak om saam Kersfees te vier, om ook die geboortedag van ons Here Jesus Christus nie net te vier nie, maar ook te verkondig waar ons is en hoe ons ook die dag deurbring. Ons het net enkele afkondigings van die kerkraad se kant af, net twee saakies. Eerste, kollekte onder die erediens vir barmhartigheid en by die deure vir die instandhouding van die erediens. En dan nooi ons julle ook hartlik uit, donderdagoggend om 9 uur het ons Kersdiens hierso uit die gebou hierso by die Gereformeerde Kerk Nelspruit. Dit is dit wat ons afkondigings betref. Ons wil graag vanmôre dan net vooraf twee Kersliedere saam sing. Ons sing lied 364 versie 1 en 3 en 365 versie 1 en 2. Ons sing dit terwyl ons so sit sonder dat ek dit weer aankondig.
Ons gaan nou toetree tot die erediens terwyl ons so sit met lied 159 vers 1 en daarna raak ons stil voor die Here. Terwyl ons so sit, lied 159 vers 1. Net so oomblik stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam 'n loflied vir die Here, Psalm 146, ons sing daarvan die eerste en die tweede vers en ons bly staan om saam ons geloof te bely. Ons bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof. As ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, want ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons is vanmôre weer by daai deel van die erediens waar ons onsself verootmoedig en klein maak voor die Here, en ons doen dit vanmôre weer aan die hand van die wet van die Here uit Eksodus 20 uit, en ek lees vir ons saam soos dit hier geskrywe staan in die 83 vertaling.
Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here, Psalm 32, daarvan die tweede omdigting, Psalm 32, verse 2 en vers 4, net so 'n oomblik. Hoe salig dat U my van skuld bevry het, toe ek voor U my sondelas bely het, en ek dink dis die punt van die wet van die Here natuurlik, is dat dit ons in die lig van sy woord stel, ons lewe in die lig van sy woord stel, en dat ons daarom onsself ook hierdie geleentheid gebruik om onsself ook ons sondes voor hom te bely, en dan ook die vergifniswoord van die Here ook daarmee saam te hoor. Psalm 32 vers 2, terwyl ons so sit, en vers 4. Bid saam.
Ons almagtige God, ons hemelse Vader, ons loof en prys U almagtige naam en ons dank U, Vader, vir U grootheid, vir U genade, U trou, U sorg, vir die voorreg om vanmôre saam in die huis bymekaar te kan wees en U saam te kan aanbid, U te loof en te prys en U die eer te bring wat U en U alleen toekom. Dit veral wanneer ons weer hoor hoe die reën hier buite val, hoe U sorg, hoe die aarde nat word en groenigheid laat opskiet. Dit alles kom uit U hand uit. U sorg vir ons elke dag en elke nag. Ons wil, Vader, as ons vanaand hier by mekaar of vanmôre hier by mekaar is, wil ons ook saam tot U nader in gebed en U vra om te wees met elkeen van ons geliefdes, elkeen van ons lidmate ook in hierdie gemeente, met elkeen wat op die pad is. Vader, daar is baie sterftes elke jaar hierdie tyd van die jaar. En ons bid daarom dat U U hand van bewaring oor elkeen sal hou en as dit U wil is, dat U ook elkeen veilig weer sal terugbring hier by ons. Dat ons as 'n gemeente ook kan voortgaan om U te aanbid en ook so dan U lig te laat skyn in hierdie samelewing hier in Nelspruit. Ons dank U, Vader, vir die feit dat U nie net hier vir ons sorg hier in Nelspruit nie, maar dat dit oralste oor die land, dat ons sien dat daar uitkoms is na 'n lange tyd van droogte. En ons weet, Vader, U voorsienigheid is die enigste rede waarom dit so is. Ons bid daarom ook nog steeds, Vader, vir die plekke wat nog onder droogte gebuk staan, dat as dit U wil is, dat U ook daar sal uitkoms gee, dat U dit ook daar sal laat reën, dat die vettigheid van die beeste en die groenigheid van die veld U naam sal groot maak en eer, ook al wil die mens dit dikwels nie doen nie. En dit bring ons ook daar by U woord en by U wet uit, waar ons onsself ook vanmôre voor U wet gestel het, ons na U wet geluister het. Bid ons, Vader, dat U ons sal oproep tot inkeer deur U woord en deur U Gees. As ons luister na U wet en ons wil ons eie lewens daaraan meet, dan besef ons dat ons ver tekort skiet. Dat daar soveel aspekte is waarin ons elke dag struikel. As ons besef dat die eise van U wet nie net is dat ons nie mag egbreek pleeg nie, maar dat dit selfs so ver gaan dat U seun Jesus Christus vir ons sê, as jy na iemand kyk en in jou hart begeer, het jy al reeds egbreek gepleeg. As jy vir iemand uitskel vir 'n idioot, is jy strafbaar voor die helse vuur. Ja, as ons deur die wet se onderhouding onsself wil regverdig om in die hemel te kom, dan moet ons die onderhouding van die wet meer inhou nog as die van die Fariseërs. Dankie, Vader, dat ons op hierdie rusdag na U toe kan kom en kan kom rus. Kom rus in ons Here Jesus Christus, Hy wat die ware rus is, die rus waar ons kan ingaan. Dat ons in Hom kan rus van die wete of in die wete dat Hy alles volmaak gehoorsaam het. Sodat wanneer ons nou na U wet luister, dat dit 'n riglyn is vir 'n dankbare reaksie op die feit dat U seun alles gedoen het. Lei ons dan so dat ons met woord en daad dankbaar sal optree, dat die wêreld dit sal sien, dat almal rondom ons dit sal sien en dat hulle ook U naam daarvoor sal groot maak. Lei ons dan ook deur die Heilige Gees om nie net 'n afkeer te hê van sonde nie, maar om daadwerklik daarvan weg te draai en meer getrou te wees in ons navolging van U. Ons bid, Vader, vir ons gemeente, ook vir die nuwe jaar wat voorlê. Ons bid dat U ons sal dra en sal seën met 'n klomp goeders wat nog in voorbereiding is. Mag ook hierdie gemeente deel wees van die bruid van Christus, wat U lig laat skyn, wat U verheerlik en wat ons rol vervul soos wat U van ons vra. Dan, Vader, as ons nou U woord oopslaan, bid ons, neem weg wat skeiding maak tussen U en ons. Gee dat ons die woord hoor na die mening van U Gees en dat ons dit ook hande en voete sal gee en prakties sal gaan uitleef. Dit bid ons van U, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Met die oog op
skriflesing en prediking Psalm 119 daarvan die 51ste vers. Heer, u woord, dit is gelouter en bemin deur my, u knegt, wat, hoewel hy klein verag is, nog aan u bevel bly heg. U geregtigheid bly ewig onveranderlik bestaan, en u waarheid is 'n waarheid wat nie wankel of vergaan. Terwyl ons so sit, Psalm 119, vers 51. Matteus 2, die eerste 12 verse. Ons luister saam na die woord van die Here. Matteus 2, ek lees vir ons vanaf vers 1. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ons lees tot sover, teksverse 1 en 2. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Geliefdes aan ons Here Jesus Christus, is hierdie tyd van die jaar wat 'n mens jouself dikwels afvra, maar hoe kan 'n mens nou nog op 'n ander manier vertel dat Jesus gebore is in 'n krib, dat hy mens geword het en onder ons kom woon het? Want ek dink ons almal ken die verhaal, ons almal het hom al meer as een keer gehoor, en vir ons almal is dit redelik oorbekend. Of is dit? Dalk het ons hierdie verhaal al so baie keer gehoor, uit verskillende monde en verskillende hoeke, dat ons dink ons weet hoe die Kersverhaal gaan. Ons noem 'n voorbeeld. Julle weet mos van die 3 wyse manne, né? 3, reg? Nee. Ons teks sê nie daar was 3 wyse manne nie. Ons teks leer daar was 3 geskenke. Daar staan nie daar was 3 manne nie. Ek is 1 man en as ek vir my vrou 2 geskenke gee, beteken dit nie ek is 2 mans nie.
Daar was 3 geskenke. Daar staan nie, daar was 3 mans nie. 'n volgende vinnige voorbeeld wat 'n mens kan oproep, is een waar wyse manne by 'n stal aankom, waar Jesus gebore is en in 'n krib lê met doeke toegedraai en die ster wat bo die stal tot stilstand gekom het. Julle onthou dit? Nee. Daai prentjie is nie waar nie, want Maria, Josef en Jesus was op hierdie stadium in 'n huis. Ons teks het dit gesê, hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien. Dalk is hierdie verhaal oorbekend en dalk nie so bekend nie. En dan veral as ons vanmôre infokus op die verhaal van Jesus se geboorte en die bydrae van die wyse manne tot hierdie verhaal en die vraag, waarom is dit deel van die verhaal van Christus se geboorte? Waarom word juis hierdie heidense Babelse sterrekykers en wysgeere betrek by die geboorte van Jesus? Ons gaan vanmôre hoor dat die wysheid van die wêreld verouderd, onvoldoende en oppervlakkig is, maar dat dit ook deur die werking van die Heilige Gees verander kan word. As die aanvatsels van ons preek vanmôre. Ons begin dan die eerste een, die wysheid van die wêreld is verouderd. Die wyse manne is natuurlik die slimkoppe van hulle tyd, die professore, die mees geleerde van die geleerde mense destyds. Hulle is die elite en die manier waarop hulle hierdie status verwerf het, was deur sterre te lees en drome te interpreteer. En vandag kyk ons daarna, as ons so iets hoor, en ons sê dis 'n professionele werk, dan sal ons guggel daaroor, nie waar nie. Want dit klink soos iets wat in die huisgenoot hoort. Wysheid, aardse wysheid, verouder gou. Dit wat 100 jaar terug as wys en intelligent beskou is vandag nie noodwendig meer relevant nie en dalk selfs lagwekkend, gaan selfs net 50 jaar terug. En dit wat as relevant en wys beskou is en verkondig is nie meer relevant nie. En daarom maak iemand so C.S. Lewis die stelling om te sê, enige iets wat nie ewigheidswaarde het nie, sal vir ewig verouderd wees. Of soos hy dit in Engels gesê het, all that is not eternal is eternally out of date. Alles wat nie ewigheidswaarde het nie. Met ander woorde, alles wat ewigheidswaarde het, gaan gister, vandag en môre relevant wees tot in der ewigheid. Deur die toedoen van die mens is daar egter niks wat ewigheidswaarde het nie. Die enigste wat ons van weet wat ewigheidswaarde het, is God en sy openbaring, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, hy wat van ewigheid af bestaan en tot in ewigheid sal bly bestaan. Sy woord het vlees geword en onder ons kom woon en dit het ewigheidswaarde. Die eerste ding wat ons dus wys raak uit die verhaal is dat die aardse wysheid altyd sal verouder, maar die wysheid van God is ewig en daarom sal dit nooit verouder nie. En dan die tweede saak wat ons hieruit leer, wysheid van die wêreld is onvoldoende. Nou deur God se genade is alles wat die wysgeere van hierdie wêreld kwytraak nie altyd net nonsens nie. Daar is inderdaad wysheid in die wysheid van die wêreld en ons moet agslaan daarop, maar die wysheid van die wêreld is onvoldoende. Die wyse manne het deur die wysheid insigte en gawes kon aflei dat daar 'n groot koning gebore is. Maar sonder die woord kon hulle nie vasstel waar dit is nie. Soos die verhaal dikwels in die skool se opvoerings vertel word, het die sterre beweeg en bo die stal gaan stil staan. Maar as ons mooi lees, dan het dit begin by sterrekykers, die wyse manne wat 'n ster in die ooste sien. Hulle het gehoor van die gerug oor 'n koning in Juda. Hulle sit een en een bymekaar en vertrek na Jerusalem. Maar daar aangekom, vra hulle, waar is hierdie koning?
En dis eers nadat die profete aan Herodes en die sterrekykers uit God se woord openbaar dat dit in Bethlehem is, waar die Messias, die Christus, gebore sou word, dat hulle weet, hulle moet na Bethlehem gaan. Die punt is dus, geliefdes, dat die wysheid van die wêreld jou 'n hele entjie op hierdie reis gaan neem. Maar dit gaan jou nie al die pad by die eindbestemming kry nie. Dis wat Romeine 1 ons leer, dat ons 'n ingebore soeke na God het, dat ons kan weet uit dit wat God gemaak het, dat hy bestaan. En ons het geen verontskuldiging daarom dat ons kan sê, ons het nie geweet hy bestaan nie. Maar ons sal nooit werklike verhouding met hom, ons koning, kan hê, tensy ons hom ontmoet deur die woord nie. Aardse wysheid bring jou net so ver. Dit bring jou by die verstaan dat God moet bestaan, maar aardse wysheid sonder hemelse insig bring ons telkens elke keer weer by die eie God uit. Dit is slegs deur hemelse wysheid en insig dat ons waarheid kan ken en wysheid kan ontvang. Want wysheid, sê die woord van God in Spreuke, begin by die dien van God. En dit bring ons dan by ons derde punt. Die wêreldse wysheid is oppervlakkig. Herodes sê vir die wyse manne, gaan na Bethlehem. En hy stuur hulle na Bethlehem, die wyse, die professore, die elite, die wysgeere, word gestuur na die onder die klip dorpie Bethlehem. Die kontras in wêreldse wysheid met hemelse wysheid is hierin ooglopend duidelik. Die wêreld sê, jy maak dit as jy in hierdie massiewe huis bly. As jy hierdie kan regkry met jou geld, as jy in hierdie duur huis bly, as jou kinders na die beste skole gestuur kan word, na die beste universiteite, as jy met die regte mense skouers skuur en die regte koneksies op die regte plekke kan maak, dan het jy dit gemaak. God, met die geboorte van Jesus Christus, breek hierdie prentjie in stukkies en draai dit op sy kop. En hy doen dit deur 'n krib in 'n stal. Jesus word gebore in 'n arm familie. Hy het nie die regte koneksies nie, inteendeel, hy maak die elite kwaad. Hy doen niks op die konvensionele wyse van sy tyd nie. As kind redeneer hy met die wysgeere in die tempel, waar tekens van sukses en status is wanneer mense bedien word, kom Jesus om te dien. Hy breek die norm, hy doen dit anders, hy doen wat God vra en ignoreer die status en suksesverhaal van die wêreld, want dit is oppervlakkig. 1 Korintiërs 1 vers 20 sê, waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Hy doen dit reeds met die geboorte van Jesus, die mees invloedryke persoon op aarde ooit, wat in 'n stal gebore word, aan 'n arm, skandebevlekte moeder, omring deur herders en die werkersklas van die wêreld. En net dan en daar draai God die prentjie op sy kop. Dit bring ons by ons laaste punt. Die wysheid van die wêreld kan deur die hemelse verander word. Ons lees in vers 10. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis, nie die stal nie, in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Geskenke van goud, wierook en mirre was koninklike geskenke in die sin dat dit geskenke was wat die elite tipies aan 'n koning sou gee. Dit was duur. En dit was normaal dat jy, wanneer jy iemand wat bo jou verhewe is gaan besoek, dat mens dan duur geskenke sou aanbied en voor die persoon sou buig. J.C. Ryle sê in sy kommentaar oor hierdie gebeure, hulle het geen wondertekens gesien wat hulle oortuig het nie. Hulle het geen wyse woorde uit sy mond gehoor nie. Hulle het niks behalwe 'n baba in 'n arm moeder se skoot gesien en tog het hulle aanbid. Geen groter geloof as dit kan in die hele Bybel gevind word nie. Reg deur die Nuwe Testament lees ons
Hoe dan mense tot inkeer kom op grond van Jesus se lering, sy wonderdade, die feit dat hy hulle genees het en hulle lewens verander het. Maar die wyse manne stap in en sien niks, hoor niks, net 'n papbabatjie by sy moeder en bewys hulde aan hom, gee aan hom eer. Die enigste rede waarom hulle dit sou doen, is as hulle op een of ander wyse, en die enigste afleiding wat 'n mens kan maak, is dat dit deur die Heilige Gees is, dat hulle tot die insig gekom het dat in hom alles is, wat hulle nog hulle hele lewe lank gesoek het. Hulle jaag wysheid, hulle soek wysheid, en hulle het dit in hom kom vind. En dit kan ons van ons almal in hierdie gebou sê. Ons is almal op soek na iets. Ons leef almal vir iets, vir jou kinders, vir jou werk, vir jou verhouding. Ons almal leef en soek betekenis en vervulling in hierdie goed. Maar daardie betekenis, daardie vervulling, kan ons net vind in 'n baba in sy moeder se skoot. Jesus Christus, die wysheid en die krag van God. Onthou wat Paulus gesê het oor die wysheid, en ek haal weer die eerste stuk aan. Waar is die wysgeer van die wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Maar dan volg hy dit op met die woorde: die Jode vra vir wondertekens en Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot, vir ander onsin, maar vir die wat deur God geroep is Christus die krag van God en die wysheid van God. Die wyse manne sien die vrou met die baba op haar skoot en word deur die Heilige Gees gevul met hierdie diep lewensveranderende besef dat hy die wysheid van God is. En dit sien 'n mens net aan die kruis, 'n aanstoot vir die Jode, die opstanding uit die dood, onsin vir die Grieke, maar aan die kruis word die spanning tussen wat regverdig en wat genadig is, in God se alwysheid met mekaar versoen. Dit wat soos teenstrydigheid in God se woord wil voorkom, wanneer ons kyk na die Ou Testament en 'n mens hoor hoe God van gedagte verander oor sy volk, en dit lyk asof God van gedagte verander, dan is dit net omdat sy gedagtes oor sy volk vir Jesus Christus in perspektief sien. Tydelik laat hy sy volk ongestraf, omdat die volle straf op Christus sou neerkom. Daarin word genade en regverdigheid met mekaar versoen. Genadig sien hy sy volk oor, regverdig straf hy hulle oortredinge in Christus. Aanstoot en onsin vir die wêreld, maar wysheid en krag van God. Wanneer ons soos die wyse manne in daardie huisie inkyk en die kindjie op die skoot van sy moeder sien lê, dan sien ons die lig wat wêreld toe gekom het om ons rede te verlig, sodat ons die tydelike wêreld in sy verouderde, oppervlakkige en onvoldoende wysheid kan aanskou vanuit 'n ewigheidsperspektief. Mag ons dan in hierdie Christusfees opnuut onder die indruk kom van die wysheid en die krag van God in die geboorte van ons koning en verlosser Jesus Christus. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, in hierdie oomblik is dit ons voorreg om klein te word voor U, klein te word voor U almag, klein te word voor U alwysheid. Om te kan sien hoe dat U ook in wêreldgeskiedenis ingegryp het op 'n manier waarop die wêreldse wysheid nie noodwendig sou dink om dit te doen nie. Dit wat die wêreld oor die algemeen eintlik beskou as swakheid, jy's daarin kom wys U krag, wanneer U seun Jesus Christus mens word, wanneer hy die skepper gebore word, wanneer hy gaan lê in die arms van sy ma wat hy self gevorm het, die skepper in die skepsel se hande.
Dankie Vader dat U in die alwysheid besluit het om U ook so aan ons te openbaar, volmaak, sodat ons kan verstaan wat is die reddingsplan, wat is die idee agter dit alles, dit wat U vir ons ook openbaar in U Seun Jesus Christus. Mag dit ook insink in ons harte en in ons gedagtes, mag ons dit uitleef, daar waar ons hierdie feesgety saam deurbring, mag ons ook getrou wees in ons getuienis, daar waar ons is. Ons dankie Here vir genade onbeskryflik groot, ons dankie vir die voorreg om ook eerskomende donderdag weer hier by U in die huis by mekaar te kan kom, wil U ons vashou en versterk en dra ook in hierdie tyd, en mag ons ook dan as ons donderdag hier by mekaar kom, op 'n gepaste wyse ook aan U hulde bring, omdat dit aan U en U alleen toekom. Dit bid ons om Christus ontwil alleen. Amen. Miskien nou geleentheid vir ons dankoffer. Ons sing as antwoord op die skriflesing en die prediking, die engele loflied, skrifbreiding 4:6. Ons sing dit staande en ons bly staan om daarna die seën van die Here te ontvang. En ons antwoord daarop met die amen. Verhef julle harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.